Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie mooi oggend het ek en jy die voorreg om rondom die woord van die Here byeen te wees. Mag vanmôre se boodskap vir ons almal tot seën wees. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema op die wolke van die hemel. En vanoggend se oordenking handel oor die tema, kyk op, julle verlossing is naby. Ons skriflesing is Lukas 21 vers 25 tot 28. Hierdie gedeelte is deel van Jesus se profetiese rede wat hy vir ons laat opteken het. Ons lees by vers 25. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word, en dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ons lewe in 'n wêreld, liewe vriende, waarin slegte nuus baie vinnig kan versprei. Oorloë, geweld, ekonomiese onsekerheid, natuurrampe en morele verval vul daagliks die nuus. Dit is maklik om moedeloos te raak en te wonder, waarheen is die wêreld op pad? Jesus het reeds lank gelede gesê dat hierdie dinge sou gebeur. Maar hy gee aan sy kinders 'n heel ander opdrag as wat die wêreld sou verwag. Hy sê nie, vrees nie. Hy sê, kyk op en hef julle hoofde op. Waarom? Omdat ons weet wie op pad is. Die tekens van die tye is nie vir die gelowige tekens van wanhoop nie, maar herinneringe dat die koning op pad is. Ons staan vandag stil by 3 hoofpunte uit hierdie teks. En die eerste deel is die volgende: die wêreld leef in vrees, maar die gelowige leef in hoop. Jesus beskryf hoe mense in die laaste dae benoud sal wees. Hy sê, die mense sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Wanneer mense hulle hoop op hierdie wêreld bou, bring elke krisis nuwe angs. Finansiële markte val, regerings verander, konflikte neem toe. Die wêreld weet nie waar om sekerheid te vind nie. Maar die Christen se hoop rus nie op die stabiliteit van hierdie wêreld nie. Ons hoop rus op Jesus Christus, die koning wat beloof het dat hy weer sal kom. Ja, geliefdes, ons almal kyk na dieselfde wêreld, maar Christene kyk met ander oë. Ons weet dat God steeds op sy troon sit en dat niks buite sy beheer is nie. Laat jou hart nie deur vrees oorheers word nie. Wanneer ander moed verloor, moet jy onthou, Jesus Christus regeer. Ons tweede punt. Kyk op na Christus, nie net na die omstandighede nie. Jesus sê in ons teks, kyk op en hef julle hoofde op. Dit is 'n merkwaardige opdrag. Wanneer Petrus sy oë van Jesus afhaal en na die golwe kyk, begin hy sink. Maar wanneer ons oë op Christus gerig is, ontvang ons 'n nuwe moed. As ons net na die wêreld kyk, sien ons probleme. As ons na Christus kyk, sien ons die oplossing. Hy is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Hy is die koning wat op die wolke van die hemel sal verskyn. Ons geloof word dus nie gevoed deur die nuus nie, maar deur die woord van God.
Vra jouself vandag, waarop is my oë gerig? Spandeer meer tyd in God se woord as in die nuus of op jou foon. Die Bybel gee 'n perspektief wat geen nuusberig ooit kan gee nie. Dan die derde punt. Die wederkoms beteken volkome verlossing. Jesus sê, omdat julle verlossing naby is. Vir die ongelowige is die wederkoms 'n dag van oordeel. Maar vir die ware kind van God is dit die dag waarop al God se beloftes finaal vervul word. Dan sal die stryd teen sonde verby wees. Dan sal die trane afgevee word. Dan sal daar geen siekte, dood of smart meer wees nie. Dan sal ons verlosser van aangesig tot aangesig sien. Dit is waarna die kerk van alle eeue uitsien. Die wederkoms is nie die einde van ons hoop nie, geliefdes. Dit is ons hoop. Daarom kyk ons nie met angs na die toekoms nie. Ons kyk met verlange. Geliefdes, Jesus sê vandag vir ons as sy kinders, kyk op. Moenie jou laat vasvang deur die donkerte van hierdie wêreld nie. Moenie jou hoop vestig op mense of aardse sekerhede nie. Hou jou oë gefestig op Jesus Christus. Elke dag bring ons nader aan die dag, wanneer die hemel sal oopgaan en die Seun van die mens op die wolke van die hemel sal verskyn, met groot krag en heerlikheid. Mag ons dan gevind word as mense wat nie in vrees geleef het nie, maar in geloof. En mag ons harte elke dag hierdie gebed bid. Amen. Ja, kom Here Jesus, kom gou. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag waarin ons voor U kan buig en U naam kan aanroep in gebed. Ons prys U dat U ons God en Vader is wat ons baie liefhet en in ons harte werk. Dankie vir hierdie kosbare boodskap vandag uit die woord. Ons kyk op na die hemel in verwagting om Jesus Christus op die wolke van die hemel te sien. Laat ons elke dag toegewyd lewe, gehoorsaam aan U woord en diensbaar in U koninkryk, terwyl ons op U koms wag. Seën vir ons hierdie mooi dag, lei, behoed en bewaar ons, en vul vandag ons met U liefde en vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.